Here, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om as gemeente, as kinders van die Here bymekaar te wees. Vir hulle wat inluister, Here, ons het ons maar een begeerte, en dit is dat ons saligmaker verheerlik sal word in hierdie tyd. Ons is nie hier, Here, om deur mense aangesien te word nie. Ons is nie hier, Here, om te sê, ek kom maar net 'n verantwoordelikheid na nie. Nee, Vader, ons het 'n behoefte, ons het 'n begeerte om te hoor wat U vir ons vanuit U uitgesproke woord vir ons wil sê. 'n Voorreg, Here, om die blaaie van die Bybel te kan hê. 'n Voorreg om die waarheid in ons midde te kan hê. 'n Voorreg om te kan weet dat dit wat in die woord staan, ja en amen is. Here, baie dankie vir hierdie samesyn. Ons wil bid dat U dierbare Heilige Gees van hart tot hart sal beweeg. Mense sal oortuig dat wanneer ons in die spieël van die woord kyk, dat ons selfondersoek sal doen en sal kyk of ons meet aan die standaard wat in die woord is. Here, baie dankie vir die inkomste van hierdie dag. Ons is in totale afhanklikheid van U. U is die een, Here, wat aan harte werk om te gee. U is die een, Here, wat mense ooreed om met vrymoedigheid te kan gee. Dankie vir die inkomste. Stel ons in staat, Here, om dit te kan aanwend in verskillende plekke wat ons dit aanwend, met wysheid, met 'n staatstelling, met die doel, dat U daardeur verheerlik sal word. Dankie, Here, al die lof en al die eer kom U toe. In Jesus naam bid ons dit. As vriende, ons is nou, glo en vertrou, ons is nou wakker, ons is nou aan die gang. Ons wil jy hartlik uitnooi om saam met ons die woord van die Here oop te maak. Ons gaan saam lees uit 2 Petrus, uit 2 Petrus hoofstuk 1, 2 Petrus hoofstuk 1, ek vra om verskoning, Leon, het ek vir jou verkeering gegee? Vra om verskoning, vriende, dit is, ja, moet ek vir jou die regte gegee? 2 Petrus, ok, ons lees saam 2 Petrus hoofstuk 1, 2 Petrus hoofstuk 1, maar vriende, voordat ons gaan lees, ons wil saam lees vanaf vers 12 tot en met vers 21, 12 tot en met 21, maar voordat ons dit lees, dit klink so half asof ons in die middel van 'n hoofstuk begin, maar net bietjie agtergrond voordat ons met die gedeelte gaan begin. Jy sien, Petrus wil vir ons hier in hierdie gedeelte wil hy vir ons 3 beginsels weergee voordat ons met vers 12 gaan begin. En die 3 beginsels wat hy vir ons voorgee, dit is net ter inleiding, ter agtergrond. As jy gaan lees 2 Petrus 1 vers 1 tot en met vers 4, dan praat hy van die Christense lewe begin by geloof. Die Christense lewe begin by geloof. Nie geloof in jouself nie, nie geloof in jou prestasies nie, nie geloof in dit wat jy het nie, dit wat in jou bankrekening is nie. Jou lewe begin by geloof in 'n persoon, Jesus Christus. Dis waar dit begin. Dan gaan hy verder, vers 5 tot vers 7, en dan sê hy dat geloof in die persoon Jesus Christus sal lei tot geestelike groei. As jou lewe deurdronge is van Christus, sal dit 'n uitwerking hê dat jy sal geestelik groei. Dan gaan hy verder in verse 8 tot en met vers 11, en dan sê hy, maar nie net sal jy geestelik groei nie, hierdie geestelike groei sal uitwerking hê dat jy prakties in die lewe 'n godvrugtige lewe sal lei. So met ander woorde, mense sal kan sien dat jy glo in Christus, en omdat jy in Christus glo, is daar groei in jou lewe, en omdat daar groei in jou lewe is, kan ek prakties sien, maar jy is anders as die res van die mense. Kom ons lees vers 12, vanaf vers 12 in 2 Petrus. Vers 12 sê, daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle wel dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is,
om julle deur herinneringe op te wek. Omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons die Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer, dat julle ook gedurig na my heen gaan hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Vriende, is dit nie wonderlike woorde, dat die Vader self bevestig, dat hierdie is my seun. Ek staan verwonderd dikwels as ek dit lees. Die Vader wat ons aanbid. Vers 18. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarom julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Net tot sover. Spurgeon het gesê, a day without reading the Bible is a day wasted. Ek en u as kind van God kan nie sê dat ek kind van God is, as ek nie die woord van God lees nie. A day without reading the Bible is a day wasted. Ek en u as kind van God het een plek waar ons God se waarheid sal raak sien. En dis die woord van God. Ja, dit manifesteer deur mense se lewens. Maar ons as mens het die vermoë om 'n leuen te kan vertel. Maar God se woord is waar. Dit laat my dink aan die gedeelte van toe Jesus sy disippels se voete gewas het. Daar in Johannes hoofstuk 13 van vers 21 af. En die gedagte het so gegaan, Jesus was besig geweest om hulle voete te gewas het. En vers 21 sê die woord, en Jesus was onrustig in sy binneste geweest. Hy was onrustig in sy binneste geweest, want hy het geweet dat een van sy disippels gaan hom verraai. Maar sê vers 23, en die geliefde apostel het in sy boesem gelê. Het sy hartklop gehoor. Maar ek en nie as kind van God, as ons dit prakties deurtrek na ons toe, waar gaan ek en u die hartklop van God hoor? Vanuit sy woord. Wanneer ek en u, vers 25 sê weer, en hy het aan sy boesem gelê. As ek en u aan die Here se boesem lê, sal ons sy hartklop hoor. En sy hartklop sal die woord vir ons wees. Jy sien vriende, in die tyd wat ons lewe, is daar soveel valsheid, soveel bedrog, soveel leuns. Maar die een ding wat ek en u kan aan vashou, is dat daar waarheid is. Waarheid vanuit God se woord. En ek wil met u praat in hierdie môre onder die tema, word wakker en onthou. Het jy gehoor? Word wakker en onthou. Hier is 'n dringende oproep dat ons sal luister. Wat Petrus wil vir ons uit hierdie gedeelte ons herinner, of ons te sê, daar is maar een waarheid wat ek en u as kind van God kan navolg. En dis opgevat in sy woord. Jy sien vriende, 'n kerk, 'n gemeente, 'n kind van God wat getuig van wedergeboorte, sal 'n lewe lei
wat onvergenoegd is met sy geestelike groei. Hy sal wees soos daardie blom wat in die woestyn is, wat smag na water. Hy wil net water hê om te kan groei, hy wil net meer hê en meer hê. 'n Kind van God wat daardie begeerte het, sal gekenmerk wees deur iemand wat sy lewe deurbring in die woord van God. Wil jy groei? Lees die woord van God. Daar's baie ander wonderlike geestelike boeke, en ja, ons moet dit lees. God het mense geïnspireer om daai boeke te skryf, maar dis nie die woord van God nie. Die woord van God is ons bron tot waarheid. 'n Persoon wat so in die woord van God lewe, is geanker in die waarheid en sal nie maklik deur die leuen verlei of mislei word nie. Hoor jy dit? Wil jy in die tyd wat ons lewe waar daar leuns en vervalsing is en bedrog is, wil jy staande bly, kind van God? Bly in die woord van God. Want as jy daarin lewe, daarin opgroei, dan sal jy staande bly. Petrus het vir ons hierdie gedeelte, Petrus wil vir ons in hierdie gedeelte leer, dat die ware Christen se lewe gebaseer is op die autoriteit en die waarheid van God se woord. Daar's geen ander boek wat die autoriteit het as die woord van God nie. As die wêreld vir ons sê ons moet dit doen, hoe meer dit aan die woord van God? As dit kontra die woord van God is, verwerp ons dit. Maak nie saak wat die gevolge is nie. Ons verwerp dit. Jy sien vriende dat valse predikers en ongelukkig valse sogenaamde Christene vind dit maklik om deur mense verlei en verlei te word as hulle nie die woord van God ken nie. As 'n vroukie wat saam met my werk en ons sit van tyd tot tyd tot ons 'n gesprek oor die dinge van die Here, oor die woord. En iets wat baie opvallend is dat sy sê sy's gered. Maar net nadat sy sê sy's gered, sê sy lees nie die Bybel nie. Want sy verstaan nie die Bybel nie. En onmiddellik kom die vraag by my op, dat as jy as kind van God getuig van redding, hoe kan jy sê jy lees nie die Bybel nie? Wat lees jy dan? Waarna kyk jy? Niemand vir ons by wedergeboorte, en as jy self na jou eie lewe terugkyk, as ek kyk na my lewe, die dag toe die Here my siel uit genade gered het, het ek nie alles geweet nie. Ek dink nou nog minder as wat ek toe geweet het. Maar die Here progressief openbaar hy sy woord aan elkeen van ons. Maar daar is 'n beginplek. Die beginplek is wedergeboorte. En na wedergeboorte is daar die pad van 'n stap saam met die Here, en die pad stap saam met die Here is uit die lees van die woord. Soos 'n babatjie. As 'n babatjie gebore is, gaan nie vir hom 'n styk gee nie. Hy gaan hom miskien pruim, maar hy gaan hom nie kan eet nie. Ons gee vir 'n babatjie melk. En so wat die babatjie sterker word, progressief sterker word, so gee ons hom stelselmatig meer kos, meer vaste kos, totdat die jong man 'n bil in die huis is en hy eet jou die huis uit. Dit is hoe dit is met die kind van God. Progressief. In hierdie 10 verse wil Petrus vir ons dringend daarop wys hoe belangrik God se woord is en die absolute noodsaaklikheid om ten volle daarop te vertrou as 'n ewige waarheid. Vriende, ek gaan miskien vanmôre dink, maar ja, jy herhaal goed baie. Dis die doel van hierdie boodskap. As jy hierdie gedeelte lees, dan praat hy van herinnering. En dit is wat Petrus wil doen. Hy wil ons herinner dat daar een bron van waarheid is. God se woord. Petrus wil vir ons die betroubaarheid en duursaamheid van God se woord beklemtoon deur dit in kontras te bring met 3 elemente. So wat Petrus vir ons wil sê is, liewe mens, daar is 3 dinge wat ek in kontras in die wêreld moet bring met die woord van God. Die eerste wat hy praat van is hy's die mens in kontras met die woord van God. Hy praat van ondervindings in kontras met die woord van God. En dan praat hy van die wêreld en sy stelsel in kontras met die woord van God. Kom ons begin met punt 1. Vers 12 tot 15
leer ons daarso, die mens sal sterf, maar God se woord lewe. Die mens sal sterf, maar God se woord lewe. Hoor wat sê hy, 12 vers 15. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis hou. Sien vriende, daar's 'n herinnering. Hy wil ons herinner. Efesiërs 2 vers 19 en 22 sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundamente van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Hierdie versie wil vir ons sê dat die apostels en die profete het daar 'n fondasie gelê, waar ons in die jaar 2026 kan voortbou op daai fondasie. Maar ons moet net duidelik onderskeid tref hier. Hierdie fondasie is nie deur mense bereik nie. Ja, apostels, profete het daardie fondasie begin lê, maar die fondasie in die hoeksteen is Christus Jesus. Dis die fondasie. En dit is wat Petrus ons wil herinner, dat die mens gaan sterf eendag, maar die woord gaan bly lewe. Daarom is dit ons verantwoordelikheid om hierdie fondasie wat gelê is, voortdurend aan mense te verkondig, voortdurend mense te herinner. En waar gaan jy dit kry? Vanuit die woord van God. Vanuit die woord van God. Petrus noem 3 motiewe of 3 redes vir sy bediening in hierdie brief. En ons kan dit maar vir ons self persoonlik toeëien. Die eerste gedagte wat hy van praat is gehoorsaamheid aan Christus se opdrag. Gehoorsaamheid aan Christus se opdrag. Vers 12 sê, daarom sal ek nie nalat. Dit is 'n bevel. Hy sê, ek sal dit nie doen nie. Maak nie saak wat gebeur nie, ek sal dit nie doen nie. Daarom sal ek dit nie nalat om julle altyd hieraan te herinner, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. Hoor pragtige woorde van Lukas 22:32. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Is dit nie ook die verantwoordelikheid van ons nie? Ons het getuig van wedergeboorte, is dit nie ons verantwoordelikheid om mense voortdurend te herinner dat daar 'n bron van waarheid is nie? U weet in die plek wat u rond beweeg, by die werke, by die skole, by universiteite, dalk in ouerhuise, u weet dat die wêreld soek 'n antwoord. U weet die wêreld het 'n smag na iets. Dis ek en jou verantwoordelikheid, kind van God, om aan hulle hierdie iets te gee. Want ons vind dit vanuit die woord van God. Sy tweede motief wat hy vir ons wil gee is bloot net om ons te herinner dat dit die regte ding is om te doen. Dis nie 'n opsie of 'n keuse nie, dis die regte ding om te doen. Vers 13 en 14 sê, en ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, en natuurlik hierdie tentwoning beteken hierdie liggaam terwyl ons tydelik hier is. Solank as wat ek in hierdie tentwoning is om julle deur herinneringe op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons die Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. Jy sien, kind van God, dit is goed en reg en jou verantwoordelikheid om mense te herinner dat die woord van God die bron van waarheid is. Dat vanuit die woord van God kan ons die saligmaker aan die mens bekendstel.
vanuit die woord van God kan ons God die Vader, wat intiem betrokke was by die skape van jou as mens. Gaan lees maar in Genesis, by die skepingswerk, toe al die dae wat die drie eenheid geskape het hy gesê, laat daar lig wees. Laat daar skeiding tussen duisternis en lig wees. En toe dit kom by die skape van die mens, wat was die woorde gewees? Laat ons die mens skape, na ons beeld. Intens betrokke. En ons gaan van hierdie intense, liefdevolle Vader leer vanuit sy woord. Waar gaan ons leer van 'n tere opsoekende Heilige Gees? Wat vir ons die Parakletos is, wat vir ons die een is wat ons toedek, wat ons onderskraag, ondersteun in tye van nood, anders as vanuit die woord van God. Daarom wil Petrus ons herinner, die woord van God is prioriteit. Sy vriend Petrus het geweet dat hy binnekort sou sterwe. Jesus het vir hom gesê, hy gaan binnekort sterwe. En daarom was hy ywerig om sy geestelike verantwoordelikheid na te kom. En die wonderlike woordjie, die woordjie ywerig, dit beteken om haastig te wees. Haastig te wees. As ek vir iemand sê, jy moet ywerig wees om hierdie werk vir jou te doen, as 'n ou 6 km/h loop, jy weet, dan is hy nie regtig haastig nie. Hy is nie ywerig om sy werk te doen nie. Maar wanneer iemand met durf en met spoed en met energie sy taak aanpak, dan kan jy sien, hy is ywerig. Kan vir God luister mooi. Ek en u moet ywerig wees om hierdie onvervalste melk aan 'n mens te verkondig. Die onvervalsheid van die waarheid van Vader, Seun, Heilige Gees, wedergeboorte, vergifnis van sonde, genade, onbeskryflik groot. Ons moet ywerig wees, ons moet haastig wees om dit te verkondig. Jy sien vriende, dit is reeds een van die redes hoekom die Heilige Gees aan die kerk gegee was. Om die gelowiges te herinner aan die lesse wat reeds geleer is. Daarom sê Jesus in Johannes 14 vers 25 tot 26, dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees wat van die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat vir julle gesê het. Wonderlike woorde. Is dit nie maar net vir ons net opnuut weer 'n versekering, 'n bevestiging? Ons is nie as wese agtergelaat nie. Maar vriende, u ken die Engelse woordjie nag, né? Hou op aan my nag. Hoekom nag jy so? Jy weet, die man sal, die vrou sal vir die man sê, tel op jou vuil klere. Tel op jou vuil sokkies. Tel op jou vuil sokkies. Nee. Vat die swart sakke uit. Wanneer gaan jy die swart sakke uitvat? Nee. En dan vir die vrou, sit af die ligte. Sit af die ligte. Ek moet net sê, dit is wat ek gereeld vir Bonnie sê. Waar sy ligte aansit, dan loop ek agter haar en dan gesit ek die ligte af. Vrou sit bietjie make-up aan. Wat sies, is nie vir hierdie boodskap nie. Vriende, maar weet verseker, die feit dat, kan ek die woord nag gebruik? Ek dink dit beskryf het vir ons verstaan dit beter. Die feit dat die Here aan ons deur Petrus wil nag om te sê, mense, my woord. Hoor wat sê Paulus in Filippense 3 vers 1. Hy sê verder, my broeders, en ons kan natuurlik hier sit, susters, dit is net vir die manne nie, dit is vir almal.
Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie. Hoekom? Hoekom? Dan antwoord hy dit, hy sê, dit gee julle sekerheid. Dit gee julle sekerheid. Wanneer die dinge in die woord van die Here voortdurend aan ons herhaal word, reeds van Genesis tot Openbaring is daar een goue lyn wat deurgaan. Christus. Voortdurend word dit aan ons herhaal. Dit gee ons sekerheid. Dit gee ons sekerheid. Jy sien vriende, om voortdurend te herinner word aan die waarheid van God se woord, is nie te vergeefs nie. Nee. Nee, dis nie te vergeefs nie. Dit is absoluut noodsaaklik. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en u die woord lees. Dit kan nie maar net 'n ornament wees, waar daar een kan staan en stof opgaar nie. Ek ken die speletjie en die van u wat dit nou ken, gaan nou natuurlik die ouderdom weggee. Ek ken die speletjie telefoontjie, né? Telefoontjie. So die van u wat nou nie weet nie, die telefoontjie het so gewerk. 'n Persoon was 'n boodskapdraer gewees, en dan was daar 'n groep mense gewees, 10, 15 mense. Dan was die gedagte gewees dat die boodskapdraer vir die eerste persoon die boodskap gee, en daardie boodskap moet oorgedra word, maar hy dra dit so oor, dat die res dit nie kan hoor nie. So hy sê vir die persoon in sy oor, dit is wat die boodskap is. En dan is die gedagte dat die persone moet die boodskap oordra, sodat die laaste persoon dieselfde boodskap kan hê. En dit word ook gebruik in baie kursusse wat aangebied word vir kommunikasie en daardie tipe van dinge. Maar hoe dikwels die oorspronklike boodskap wat uitgedra is, kom maar heeltemal verwronge by die ander kant uit. Heeltemal. Ons gaan vanmiddag by Elaine en Lucas koffie drink, en die boodskap wat op die einde van die dag uitkom is, Elaine en Lucas het 'n koffiehuis gekoop, hulle groei hulle eie bone, en hulle voer ook naal uit. Verstaan jy die gedagte? Wat wil ek vir jy daardeur leer? Wil jy die woord vervlou hoor? Wil jy allerhande valshede hoor by ander mense? Rig jy oor tot die wêreld. Rig jy oor tot die wêreld. Maar wil jy eerstehands die waarheid van die woord hoor, die boodskap wat pertinent vir jou bedoel is, lees die woord van God. As jy telefoontjie gaan speel in hierdie wêreld, gaan jy 'n verwronge boodskap op die einde van die dag kry. Jy gaan 'n vervloude boodskap op die einde van die dag kry. Die krag van die woord, die krag van Christus, van die Vader, van die Heilige Gees, sal jy in die waarheid van die woord kry. Oorlegginge van mense en tradisies sal die wêreld vervlou, dit sal die waarheid vervlou. En eintlik sal dit verdwyn. Daarom moet God se woord voortdurend gelees word. Petrus het geweet hy gaan sterf. Ek en u weet ons gaan sterf eendag. Maar die troos daarin is dat God se woord sal ewig bly. Daarom het Petrus gesê, hy is ywerig. Hy is ywerig, want hy weet hy gaan eendag sterf. Die tweede gedagte, ondervindings gaan verby, maar die woord bly vir ewig. Ondervindings gaan verby, maar die woord bly vir ewig. 2 Petrus 1 vers 16 tot 18, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Vriende, die fokus op hierdie gedeelte is die verheerliking van Christus, op die berg van verheerliking. Die woord praat vanuit 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Maar interessant, die skrywers van Matteus, Markus en Lukas, en jy kan daarvan gaan lees,
in Matteus 17 vanaf vers 1 en daarvolgens, en daarna Markus 9 vers 2 tot 8 en Lukas 9 vers 28 tot 36. Hierdie 3 persone was nie daar gewees nie. Hulle was nie daar by die berg van verheerliking gewees nie. Maar tog die egtheid van God se woord is so getrou, dat daardie 3 gedagtes akkuraat neergepen was, en daardie gebeurtenis verduidelik het. Johannes het dit self opgeteken. Ons weet natuurlik dat Petrus, Johannes en Jakobus op die berg van verheerliking was. So Johannes was self daar gewees en hy het opgeteken. Hy het gesê in Johannes 1 vers 14, hy sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So hulle het dit aanskou, hulle het dit beleef, hulle het daar ondervinding gehad, toe Christus op die berg van verheerliking van genade verander het. Jy kan vra, wat is die belangrikheid van hierdie verheerliking van Jesus op die berg van verheerliking? Een belangrike rede is om Petrus se getuienis, soos opgeteken in Matteus 16 vers 13 tot 16, maar net te bevestig. Sou 'n mens dit net gesê het, dan sou dit nie veel waarde gehad het nie. Maar omdat God onder leiding van die Heilige Gees Petrus daartoe in staat gestel het om daardie kosbare gedeelte neer te pen, is dit maar net een van die baie redes wat vir ons bevestig dat die woord van God eg is en waar is. Hoor wat sê die gedeelte. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, hy is die Christus, die seun van die lewende God. Wonderlik, wonderlik. Deur die getuienis van Petrus kan ons sien dat hy ons sal wonderlike bevestiging gee as ons lewe. Ekskuus, laat ek dit oorlees. Deur hierdie getuienis van Petrus kan ons sien dat hy ons 'n wonderlike bevestiging gee as ons geloof in Jesus plaas en hom bely as Here en Meester. Jy sien, Christus se gedaanteverandering, in Engels gebruik die woord transfiguration, het ook 'n baie belangrike doel vir Christus self gehad. Jy moet onthou, dit het vooraf gegaan, op daai stadium met Jesus self, het hy geweet, dat hy gaan gekruisig word. Hy het geweet die pad wat vir hom voorlê, hy het geweet, hy wat vlekkeloos is, sondeloos is, hy het geweet, daar is 'n pad van smarte wat hy moet stap. Hy het geweet, dat daar 'n tyd gaan kom, waar hy gaan uitroep, my Vader, waarom moet u my verlaat? Hy het dit geweet. En God die Vader het gekom en het gesê, en hom net verseker en hom versterk. Vers 17. Hoor die woorde. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Vriende, kan jy jouself voorstel wat dit vir Christus moes beteken het? Alhoewel die verhouding tussen hom en sy Vader onafskeidlik is. Maar net die wete dat hy gaan deur hierdie geweldige stryd gaan. Jy is my seun, en ek het 'n behaag in jou. Wanneer ons kyk na hierdie 3 gedeeltes wat ek nou net genoem het in Matteus, Markus en Lukas, wat verwys na Christus se verheerliking, gaan dit vooraf met 'n boodskap van 'n beloofde koninkryk. Beloofde koninkryk van God. Jesus het vir sy disippels gesê, dat voordat hulle sal sterwe, sal sommige van hulle die koninkryk van God sien in krag.
Hierdie het gebeur by die berg van verheerliking toe Christus sy heerlikheid aan Petrus, Johannes en Jakobus openbaar het. Ons sien God is getrou, vriende, hy gaan nie vir ons iets sê en dit nie doen nie. Petrus kon met vrymoedigheid hierdie boodskap aan die mens herinner, want God was getrou. God is getrou. Hierdie was 'n woord om sy disippels te verseker, omdat hulle nie ten volle die boodskap van die kruis verstaan het nie. Jy weet, hulle het vrae gehad soos, maar as Christus moet sterf, wat word van die beloofde koninkryk waarvan hy gepreek het? Dan kom hy maar net om hulle te bemoedig en te sê, maar onthou, dis nie te vergeefs nie. Daar kom 'n koninkryk. En julle sal die heerlikheid van die koninkryk sal julle sien. Wat vir ons uitgebeeld sal word op sy verheerliking. Jy sien vriende, ons verstaan nou beter hoekom Petrus hierdie brief in herinnering roep. Om die leuen en die valsheid van die wêreld te openbaar en te weerlê wat sê dat die koninkryk van God sal nie kom nie. 2 Petrus 3 vers 3 tot 7 sê, dit wat julle veral weet. Dit wat julle veral weet. Daai woordjie weet is daar's nie 'n ons gebruik die woord two ways about it nie. Dis vas. Daar's geen betwyfeling nie. Dit wat julle weet, dat daar aan die einde van daardie spotter sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin van die skepping af. Wat moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenwoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en verderf van die goddelose mense. Jy sien vriende, die hartseer is Paulus en Timoteus waarsku dat daar 'n dag sal kom dat sogenaamde belydende Christene en dalk van u wat dalk hier sit of dalk iemand wat inluister, nie die gesonde waarheid sal wil hoor nie. Wat dalk sonnig vir sonnig in 'n diens sit, die kerkbanke warm sit en nie die waarheid van God se woord sal aanvaar nie. Daar sal spotters wees. Daar sal mense wees wat sal sê, maar gaan dit gebeur? Wie sê dis waar? Wie sê dis waar? Jy sien vriende Petrus het nie net die glorie van Jesus gesien, maar ook die Vader vanuit sy glorie gehoor praat. Nou, ek kan myself nie indink wat daardie ervaring moes gewees het nie. Terwyl u weet, hy die seun van God daar, maar die Vader self praat en sê, dit is my geliefde seun. Petrus was 'n getroue getuie. Is ek en u getroue getuies? Is Jesus die seun van God? Ja. Hoekom? Wie sê so? God sê so. God sê so. En dan is al wat saak maak. Maak nie saak wat die wêreld vir jou probeer sê nie, vriende. God het gesê, dit is my geliefde seun. Hy het sy heerlikheid openbaar op die berg van verheerlikheid aan sy disippels. Dit is neergepen in sy woord. Selfs mense wat nie daar was nie, het dit neergepen, akkuraat neergepen. God het so gesê. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, wie ek welbehaag het. Die verheerliking en transformasie van Jesus is deur die getuienis van Petrus bewys van die waarheid van God se woord. Ons moet nie God se woord betwyfel nie, vriende. God se woord is absoluut waar. Ons was nie saam met Petrus, Johannes en Jakobus op die berg van verheerliking nie. Maar in die jaar 2026 baat ons
by daardie ondervinding. Duisende jare later kan ons terugkyk en is amper asof ons, wanneer ons daai gedeelte, asof ons self daar is. Asof ons self dit beleef. As dit nie opgeteken gewees het nie, sou dit verlore gegaan het. Maar die wonderlikheid daarvan, daar was ondervinding wat hulle op daai stadium beleef het. Maar dit was vir ewigheid vasgevang in die blaaie van die woord. Daarom, ondervinding sal verbygaan. Maar God se woord sal vir ewig bly. God se woord sal vir ewig bly. Ek weet my haas. Die derde gedagte waarna ons kyk, die wêreld is duister, maar die woord skyn soos 'n lamp. Die wêreld is duister, maar die woord skyn soos 'n lamp. 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 sê, en ons sê die profetiese woord wat baie vas is, waarop tog julle moet ag gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, deur die heilige mense van God gespreek. U sal met my saamstem dat in die tyd wat ons leef, het die mens nogal redelik verbeter. Kom ek verduidelik. Daar's verbetering en vooruitgang in die mediese veld. Ons sien dit. Daar's verbetering en vooruitgang in die vervoerindustrie. Jy kan indink hoe die karre was van die eerste kar wat uitgekom het en die karre nou, wat nou self kan bestuur, self kan parkeer. Die geweldige innovering in kommunikasie, selfone, die TV's, AI, geweldige verbetering. Predikers kan op een plek staan, soos in hierdie geval op een plek staan en die boodskap kan potensieel aan duisende mense verkondig word. As dink aan mense soos John MacArthur, R.C. Sproul, man wat op een plek staan en sy woord is verkondig reg oor die wêreld. Geweldige vooruitgang. Mense kan boeke skryf en dan hierdie een boek wat in 'n taal geskryf is, in soveel verskillende ander tale vertaal en dan versprei reg oor die wêreld. Die wêreld gaan vorentoe. Jy sien vriende, die wêreld het geweldig verbeter in die opsig van tydelike goed. Maar in hierdie woordjie maar het ek 'n hoofletter gemaak en ek wil dit beklemtoon, maar die hart van die mens bly boos. Daar kan soveel verbetering wees in die wêreld soos ons wil, as daar nie 'n verandering in die hart van die mens is nie, beteken dit niks nie. Ons almal kan getuig dat ten spyte van alle verbeteringe is daar geen waarborg dat jy langer gaan lewe en 'n beter lewe kan hê nie. Ons dink maar aan die mediese veld. Verskillende medikasies, verskillende prosedures, al daardie tipe van dinge wat geweldig vordering gemaak het. Maar nie een mens kan vandag van jou waarborg om te sê dat as jy oor 5 minute gaan jy bly lewe nie. Of as jy kanker het en jy skoon verklaar met kanker, dat jy nie weer kanker sal hê nie. Ten spyte van die vooruitgang is daar geen waarborg, liewe mens, dat jou lewe verleng sal word nie. Geen. Daarom wat die Here vir ons sê in hierdie tyd, dat onthou dat ons lewe in 'n wêreld wat duister is. Ons deel met mense wat duister is. Ons deel met 'n Satan wat lê en loer wie hy kan verslind. Daarom vat ons terug na sy woord toe en sê, soek jy veiligheid, soek jy beskerming, gaan soek dit vanuit die woord van God. En natuurlik, ons gebed na die Vader. Omdat ons harte boos is,
moet ons nie verbaas wees dat die wêreld in duisternis gehul is nie. As mens hoor van die dinge wat in die wêreld aangaan, ek meen ons het 'n bediening, soos julle weet, met die kinderhuise, waarby die jong mense daar in die gang is, en dis as gevolg van die duisternis van die mens, van die wêreldsisteem. Jesus het gewaarsku op die bergpredikasie in Matteus 7 vers 13 tot 29 dat valse profete die kerk sal infiltreer met hulle valse leerstellings. Ons sien dit, vriende. Ons hoor daarvan. Ons hoor daarvan dat mense op kansel staan soos hierdie en sogenaamd sê, so sê die Here. Maar wanneer dit aan die waarheid van die woord gemeet word, is daar geen twyfel dat dit 'n leuen is nie. En dat wanneer jy sê, so sê die Here en is 'n leuen, dan is daar geen twyfel dat daardie hart boos is nie. Hoor die waarskuwing in Romeine 16 vers 17 tot 19. En ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het. En vermy hulle, want sulke mense dien ons Here Jesus nie, maar hulle eie buik, en hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword. Daarom verbly ek my oor julle, en ek wens dat julle wys mag wees teenoor wat goed is, maar onskuldig teenoor wat sleg is. Jy sal met my saamstem, inteendeel is die wêreld eintlik baie boos. Maar die vertroosting vir ons is, God se woord bly vir ewig. God se woord is 'n lamp vir ons. Daai vers 19, die A-gedeelte sê, en ons het 'n profetiese woord wat baie vas is. En dit is koslik dat die Here dit so laat opteken het, dat hy nie gesê het, ons het 'n profetiese woord wat vas is nie. Terwyl dit vir ons alles so beteken het. Maar hy beklemtoon dit deur vir ons te sê, maar hy is nie net vas nie. Hy is baie vas. Jy kan hom vertrou. Ons sien vriende spotters sal volgens 2 Petrus 3 vers 3 probeer om hierdie wonderlike waarheid wat opgeteken is tot 'n leuen en 'n fabel te maak. Maar weet verseker, dis absolute waarheid. Ek het vier teksversies hier neergepen uit die Psalms uit, wat vir my geweldig baie beteken het, net om opnuut vas te maak, die egtheid van die woord, dat die woord 'n lig vir ons is. Psalm 19, ekskuus tog, Psalm 19, vers 8 tot 9, hoor die woorde, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Psalm 93 vers 5. U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid pas by u huis. Here, tot in lente van dae. Psalm 117 vers 7. Die werke van sy hande is trou en reg. Al sy bevele is betroubaar. Vriende, bemoedig dit u nie? Bemoedig dit u nie dat hierdie woord wat ons het, wat ons lees, wat ons indrink, dit is betroubaar. Ons kan dit vat en ons kan daarvan volgens leef. Psalm 119 vers 125 tot 28. Ek is u knegt, maak my verstandig dat ek u getuienisse kan ken. Dit is tyd vir die Here om te handel. Hulle het die wet verbreek. Daarom het ek die gebooie lief, meer as goud, ja as baie fyn goud. Daarom hou ek al die bevele aangaande alles verreg. Elke leenpad haat ek. Vriende, God is lig. En omdat hy lig is sy woord lig. Sy woord is lig.
kostelike teksversie en is baie bekende teksversie, Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. In die tyd wat ons lewe, is daar baie onsekerheid. Maar weet verseker, wanneer ons God se woord lees, sal hy ons rig. Gaan ons alles verstaan? Nee. Ons sal alles verstaan die dag wanneer ons in die hemel is. Maar nou progressief gaan die Here vir ons openbaar dit wat jy nou nodig het. Maar as jy nie sy woord gaan lees nie, gaan jy nie die antwoord kry nie. Ek en jy as kind van God het 'n geweldige verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid is, die wêreld lees vir my en vir jou. Hulle lees vir my en vir jou. Hulle kyk na my en jou en sê, dikwels hoor jy mense sê, maar dis 'n kind van God. Maar hoor jy aan die ander kant sê hulle, maar as dit 'n kind van God is, wil ek nie kind van God wees nie. Ek wil hierdie illustreer. Ek onthou as jongman toe ons op die plaas was, het ons vlakhase gejag. Nou, van u wat weet wat is 'n vlakhaas, 'n paar groot ore en hy kan hardloop. Om hom te vang is nie 'n speletjie nie. Veral as jy hom deur die dag probeer vang. So nou met jare het ons nou uitgevind, die maklike manier om hom te kan skiet, is in die aande. So die vlakhaas werk so, hy sal hardloop totdat hierdie skerp, wat is 'n ander woord vir spotlight? Spotlight, okay. Wanneer hierdie skerp spotlight op hom skyn, dan staan hy. En jy kan hom skiet. Pas dit toe vir ons. Ons moet so gevul wees met die lig van God, dat die wêreld na ons kyk, dat hulle sal kyk en sê, maar, hier is iets anderste. En dit wat hulle trek, nie na die persoon nie, maar die persoon binne in ons. Dis die gedagte. Ons moet daardie lamp wees, daardie lig wees, wat mense sal sê, hy is anderste. En daardeur sê ek nou nie dat die wêreld vlakhase is nie. Maar ons moet daardie beeld uitdra, van dat wanneer die wêreld na ons kyk, hulle ons lees, ons boek lees, hulle sê maar, hierdie persoon is anders. Ons vyand probeer al van die begin af, om die woord van God 'n leuen te maak. Ons lees dit daar in Genesis, reg van die begin af. Het God gesê. En dit het net oor deurgetrek in die jaar 2026, waar die mens so blaatant is, dat sê maar, nee, dit sal nooit gebeur nie. Daar word al jare daarvan gepraat. Daar word al jare voorspel dat die Here gaan kom. Hy gaan kom. Gaan jy reg wees? Gaan jy reg wees? Paulus praat met Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17, hy sê, maar bly jy, en hierdie jy kan jy maar jou eie naam daarby insit. Maar bly jy, George, Jannie, Bernie, Henty, bly jy, en wat jy geleer het, waarvan jy verseker is, omdat jy weet wat van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak, tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek maak amper klaar, vriende. Ek gaan nie oortyd vra in die kerkraad, hoor. Jy kan met die woord van God, kan jy jou sondige lewe regverdig baie maklik. Jy kan baie maklike teksvers uit die woord van God uitvat en sê, maar die woord sê so, daarom kan ek so doen. Baie maklik selfregverdig. Warren Wiersbe sê, hy sê, isolated text apart from context becomes pretext. Isolated text apart from context becomes pretext. Wat wil hy vir ons sê? Die woordjie pretext beteken voorwendsel. Voorwendsel. Wat beteken 'n valse rede wat gegee word
om die werklike rede vir 'n aksie te verberg. So jy kan enige iets uit die woord van die Here uitvat buite konteks. En jy kan dit gebruik om jou sonde te regverdig. En jy kan dit gebruik vir 'n rede hoekom jy doen wat jy doen. Maar wanneer dit gemeet word aan die konteks van die waarheid van die woord, sal dit die toets deurkom. Vriende, die wêreld is boos. Ons leef in die wêreld elke dag. Ons skuur skouer met die wêreld elke dag. Maar die vertroosting is daarin dat daar's 'n lamp wat skyn. 'n Lamp is opgeteken vir ons in die woord van God. Ek wil afsluit. Ons het gesien die mens sal sterf, maar God se woord sal lewe. Ondervinding sal verbygaan, maar die profetiese woord sal bly vir ewig. Die wêreld is in duisternis, maar God se woord skyn soos 'n lamp. Die kind van God wat sy lewe bou op God se woord en met verlange uitsien na sy komende redder, sal nie maklik verlei en mislei word deur valse leraars en valse leerstellings nie. Hoor jy dit? As u lewe bou op die waarheid van God se woord, sal jy nie verlei word nie. 'n Gemeente of 'n kind van God wat slaap, word die speelplek van die duiwel. Kind van God wat slaap, gemeente, Berea gemeente, as u slaap, gaan u die speelplek van die duiwel word. Hy gaan u verlei. Word wakker, onthou. Kom ons sluit af. Here Jesus, baie dankie. Here, u woord het geen einde nie. Psalm 119, 130 sê, die opening van die woorde gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. En as ons kyk na die tye wat ons leef, Here, dat die wêreld handel met soveel dwaasheid, terwyl hulle in hulle tydelikheid so ver verbeter, maar tog in die ewigheid so dwaas is. Dat hulle u kosbare woord, wat u vir ons agtergelaat het, hanteer asof dit geen waarde het nie. Dis my hartsgebed vir Berea Christen gemeente, Here, dat ons sal wakker word en sal onthou die herinneringe wat u laat opteken het in die onfeilbare woord. Dat ons nie aan die slaap gevang sal word, dat die Satan met ons sal speel, ons mislei en ons verlei, en ons op die dwaalweg bring nie. Maar dat ons absoluut geanker sal wees in die autoriteit, in die duursaamheid, in die waarheid van die kosbare woord. En sodat ons kan staande bly. Vader, maar weet ons ook dat al lees ons die woord en dit is uit eie krag uit, dan het dit geen waarde nie. Daarom is ons steun op u, Here, dierbare Heilige Gees, dat u die gesaaide woord wat na ons toe uitgaan, dat ons daaraan sal vashou, dat u dit sal benat, en laat dit sal vrug dra, en veel vrug, tot verheerliking van die naam. Dis my gebed vir Berea gemeente, Here, dat ons liefhebbers van die woord, liefhebbers van Vader, Seun en Heilige Gees sal wees, sodat u daardeur verheerlik sal word. Dankie, Here. Ek kry al die lof en al die eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen.